Goeiemôre vriende, dit is vandag die 22ste Februarie, Sondag 2026. Mag dit vir julle absolute 'n wonderlike dag wees wat voor julle uitstrek. Kom ons raak net so 'n bietjie stil. Dankie Here dat ons so by mekaar kan wees vandag. Baie dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Baie dankie Here dat U vir ons oneindig lief is en ook in die begin van lydenstyd net weer vir ons die versekering wil kom gee, Here, dat U inderdaad U seun gestuur het om in ons plek te sterf, sodat wanneer ons in U glo, ons die ewige lewe sal hê. Dankie Vader God dat ons weet Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Here, dankie daarvoor. Niemand kom by U uit behalwe deur U seun nie. Here, dankie vir ons wat 'n Christelike geloof het. Dankie Here dat ons juis in ons Christelike geloof U liefde kan ervaar. En U liefde wat U ook aan ons uitstort om teenoor mense uit te lewe. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, dit is die eerste Sondag in lydenstyd vandag. As 7 lydensweke soos julle natuurlik weet. En dan kry ons Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Absolute amazing, né? So is 7 lydensweke en in hierdie 7 lydensweke berei ons so 'n bietjie voor op Jesus se lydenstyd. Dan praat ons so 'n bietjie rondom Jesus se lyding en 'n bietjie rondom Jesus se lewe. En vandag gaan ons stil staan by Matteus 4 vers 1 tot 11. So kom ons lees Matteus 4 vers 1 tot 11 saam. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê u die klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en hy sê vir hom, as u die seun van God is, spring daar af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat. En daar het engele gekom en hom versorg. Vriende, soos ons reeds gesê het, is vandag inderdaad die eerste lydenssondag en dit gaan oor die ou duiwel wat Jesus versoek. Nou, die hele gedeelte gaan oor die versoeking wat Satan op Jesus se pad sit. Nou interessant, Scott Peck, die skrywer van A Road Less Traveled, skryf die volgende, hy sê, my 8-year-old son gave the best definition of evil I ever gotten. He said, Dad, evil is life spelled backwards. Evil is life spelled backwards. Hy gaan nou verder en dan skryf hy, and in fact that is exactly what it is. Evil knocks the life right out of us. Evil kills, evil eliminates, evil destroys. Evil is that force residing either inside of us or outside of us that seeks to destroy our liveliness. En daarom kom Paulus, vriende, kom waarsku ons nie verniet in 1 Korintiërs 10 vers 12 nie, wanneer hy sê, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Die message stel gee dit so weer, hy sê, don't be so naive and self-confident, you're not exempt. You could fall flat on your face as easily as anyone else. Forget about self-confidence. It's useless. Cultivate God confidence. En Paulus stel dit baie goed, liewe vriende, wanneer in Efesiërs 6 vers 12 vir ons kom sê, hoor hierso, kom ek sê net vir julle, sê Paulus, julle stryd is nie teen mense nie, maar teen die bose geeste in die lig. So vriende, waar die bose die duiwel of wat hom ons ook al noem is,
Daar is versoeking en verleiding betrokke. Ons moet dit altyd weet, liewe vriende. Van die eerste boek van die Bybel af, van Eden af, is die versoekings daar, is die verleiding daar. En 'n leidingsfeit, liewe vriende, moet ons vir mekaar kom sê, begin op 'n plek wat ek en jy amper half nie verwag nie. Hierdie verleiding wat plaasvind, vind waar plaas? Dit vind in 'n woestyn plaas. Dit vind nie by die kruis plaas nie, dit vind nie by 'n wonderwerk plaas nie, hierdie verleiding vind by die kruis plaas, by die woestyn plaas. Dit is interessant, net voor hierdie gedeelte is dit natuurlik Jesus se doop, en wanneer Jesus uit die water uitkom, dan sê, liewe vriende, dan sê God vir hom, dit is my geliefde seun. En net daarna, dan sien ons, lei die Gees om in die woestyn en om versoek te word. En ek dink deur hierdie versoeking wat Jesus deurgegaan het, het Jesus eintlik vir ons kom probeer sê, liewe vriende, dat versoeking tref nie net sekere mense nie. Dit is deel van elke gelowige se lewe, liewe vriende. Daarom kom sê Hebreërs vir ons, het ons 'n hoëpriester wat in alle opsigte versoek is soos ons ook, maar net sonder sonde. So kom ons sê dit baie duidelik vir mekaar vanoggend dat daar geen onduidelikheid is. Jy weet, ons dolerende manne wat altyd wat sê ons beskuldig daarvan. Die duiwel is 'n realiteit. Die bose is 'n realiteit. Dit is nie sommer net 'n storieetjie nie, 'n fairy tale nie. Dit is 'n realiteit. Die duiwel is daar om te steel, te slag en te verwoes. En daarom wys Petrus vir ons in 1 Petrus 5 vers 8 kom sê hy, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk, wie kan hy verwoes? So wat doen versoeking? Versoeking, liewe vriende, is 'n poging om iemand so ver te kry om teenstrydig met die wil van God op te tree. Soos wat Satan met Jesus probeer doen. Dit beteken, wanneer Jesus na ons kyk, verstaan hy ons baie goed, liewe vriende. Hy weet waardeur ons gaan. Hy het self daardeur, en daarom moet ons mekaar kom sê, versoeking is nie sonde nie, toegee is sonde. Die feit dat jy versoek word, beteken dat jy nie dat jy faal nie, maar beteken dat ek en jy in 'n stryd betrokke is, liewe vriende. En stryd beteken inderdaad dat ek en jy leef. Let op, wanneer Jesus versoek word, is dit direk na 'n geestelike hoogtepunt. En dit gebeur vandag nog. Jy neem 'n besluit om jou lewe reg te kry, en skielik kom die versoeking al hoe sterker terug. Jy commit tot eerlikheid in jou besigheid, en ewe skielik is daar 'n maklike, onwettige winsgeleentheid wat opduik. Jy besluit om jou huwelik te beskerm, en skielik begin 'n emosionele verbinding met iemand anders groei. Die versoeking kom dikwels nie voor die besluit nie, maar na die besluit. Jesus is alleen in die woestyn, en dit maak dit baie prakties en relevant. Want liewe vriende, meeste van ons versoekings gebeur wanneer niemand kyk nie, op 'n skerm, in 'n privaat gesprek, in 'n stil besluit, in 'n finansiële keuse, in 'n emosionele reaksie. 'n Bekende marathonatleet het jarelank uitstekend gevaar, dissipline, oefen, hy was gefokus geweest. Maar min mense het geweet dat hy in die afseisoen begin sukkel het met pynmedikasie na besering. En aanvanklik was dit net 'n voorskrif geweest, en toe begin hy dit misbruik. En hy het aangehou oefen en aangehou wen en aangehou glimlag, maar in die geheim was hy vasgevang. Hy het later getuig dat die moeilikste deel nie die fisiese drang was na die pynmedikasie nie, maar die trots. Hy wou nie erken hy het hulp nodig nie. Hy was bang mense sou hulle respek vir hom verloor, en uiteindelik na 'n oefensessie het hy ineengestort, en hy het eerlik geraak teenoor sy afrigter en sy span. En hulle reaksie het hom totaal verras. Hy het gedag hulle gaan hom veroordeel, hulle gaan hom verdoem, maar daar was niks daarvan nie. Dit was net ondersteuning, en later sê hy, die keerpunt was nie toe ek sterker geword het nie. Dit was toe ek eerlik geword het, sê hy. Hy het herstel en hy weer begin hardloop, en vandag werk hy met jong atlete om met hulle oor versoeking en eerlikheid te praat. Jakobus stel dit so mooi in Jakobus 5 vers 16, hy skryf, bely julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Kom sê hy. Daarom moet ons ook vir mekaar kom sê, ons het mekaar nodig, nie veroordelende mense nie, nie mense wat jou oordeel nie, maar ons het mense het iemand nodig met wie jy eerlik kan gesit, jy het iemand nodig wat lief is vir jou, jy het nodig dat jy met iemand kan gaan praat, waar jy jou hart kan loop uitpraat, en vir hom of haar kan kom sê, maar weet jy, ek sukkel hiermee.
Kom ons kyk weer na die 3 versoekingsvriende. Klippe wat in brood verander, kom sê die duiwel vir jou. Maar verander dit sommer in brood, die klippe. Spring van die tempel af, man, jy sal nie seer kry nie. Op die hoë berg, kom sê hy vir Jesus, hoor jy, al hierdie koninkryke van die aarde is jou nie, jy moet net neerval aan my dien, dis die 3 versoekings. En liewe vriende, al 3 van hierdie aanbiedinge is nie iets slegs of verkeerd te doen nie. Maar wat doen hierdie 3 versoekings? Dit is eintlik daar ten diepste uitnodiging om iets anders te wees, om iets anders te word, om 'n ander soort lewe te lei as wat die geliefde seun van God moet lei. Dit is wat die duiwel eintlik vir hom aan hom kom doen. Wat ons Jesus volgelinge is, vriende, behoort ons te weet dat ons geroep word om ons identiteit as geliefde kinders van God uit te leef. En daarom moet ek en jy weet dat versoeking sal aan ons deur kom klop. Vriende, ek en jy is blootgestel aan versoekings. En waar versoekings is en wanneer mense inderdaad toegee aan die versoekings, wat gebeur? Die draaiboek verander. 'n Versoeking, liewe vriende, wat aan toegegee word, beteken dat jy begin 'n ander storie leef. 'n Versoeking waarin jy toegee beteken, liewe vriende, dat iemand anders is. Dat jy iemand anders raak. Ek kan maar vir Chris en Hannetjie, ek mag die storie vertel, ek het dit ook al vertel, maar dit bly vir my pas mooi by hierdie konteks in, liewe vriende, en dit is hoe die versoekings kom en hoe die duiwel slinks met jou met my werk, selfs wanneer ek en jy op ons uiterste is, wanneer dit vir ons die slegste moontlike iets met ons gesin en familie gebeur, wanneer ons uitgeslaan is, dan kom daai versoeking. Chris vertel vir my, of dat ek dit so stel, ek het nog in die pastorie gebly, so 2003, 2004, en Chris het die kantoor hier bokant ons kerkkantoor gehad om video's te maak. Hy was 'n videograaf, eintlik 'n baie goeie videograaf gewees, professionele videograaf. En vir hy het 5 kinders gehad en het dit swaar gegaan. Hulle het alles verloor en hy het kos vir sy kinders gehad en ons het 'n bietjie gehelp en hulle het probeer doen wat hulle kan maar daai vriend van my was uitgeslaan. Hy was moedeloos en die spesifieke dag stap ek toe uit na ons posbus toe daar voor by die pastorie en hy stap verby, hy het op baie staan 'n bietjie geld gehad, so klein bietjie stadiger gestap en ek sê vir hom, Christian, hoe gaan dit? Maar hy wil nie lekker my in die oë kyk nie, so onderlangs brom hy. Sê vir hom, hierdie ou, hoe gaan dit met jou, jong? Nee, en hy blom weer so onderlangs. Ek sê, Christian, hoe gaan dit met jou? Ek sê, kom hier so, nee, hy moet nou huis toe gaan, maar die huis is tamelik eentjie. Ek sê vir hom, Chris, wat gaan aan? Kort en die lang, vriende, ek bring hom in, ons drink koffie en hy sê vir my, hy het 'n baie groot kontrak gekry waaroor hy verskriklik bly is, gaan weer kos op die tafel sit en so aan. Ek sê vir my, weet jy die kontrak gekry? En hy so onderlangs, ek kan nie hoor wat hy sê nie. Toe kom die 3de keer vra wat hy sê, toe sê hy, nee, maar hy het by Adult World 'n kontrak gekry om video's te maak. En vriende, ek bly so stil, ek sê vir Chris, ek sê, Christian, waarom is jy nou besig? Die Here gaan vir jou 40 jaar in die woestyn en jaag. Hy het nog altyd gesorg, nie op ons tyd nie. Ek sê, jy kan dit, ja, Rian, sê hy, maar jy verstaan nie, my kinders en so. Ek sê, nee, ek kan nie verstaan nie. Kort nie lang, ek gaan laai hom toe by die huis af en die volgende oggend, vriende, toe bel hy my, maar hy huil so dat hy kan nie praat nie. Hy kan nie praat nie. En nadat ek gesukkel het om op die ouene dat hy sy stem kon terugkry, want hy kry net nie so ver om te praat het. Wat toe gebeur het, is hy toe die vorige aand toe by die huis kom met hy kontrak met Adult World gekanselleer. Daai oggend 8uur, toe lui sy foon, toe kry hy die grootste kontrak nog wat hy ooit gehad het. Liewe vriende, die Satan sal ons kom versoek. Die Satan sal ons wil wegtrek om by die Here te wees. Die Satan wil maak, liewe vriende, dat ek en jy ons identiteit moet opoffer. Dis wat die Satan doen. En as ons nou teruggaan in Jesus se lewe, dan sien ons hierdie versoeking, liewe vriende, werk baie strategies. En dit werk vandag nog ook so. Want hierdie versoeking by Jesus se tyd, by Christus op 'n ander vlak gelê, by die marathon-atleet het by 'n ander vlak gelê. Hier by Jesus is dit eintlik baie ordinêr, wat die Satan van sê, hoorie so maar, brood, man, wil jy nie brood hê nie? Want Jesus is honger, 40 dae en 40 nagte laas het hy geëet, hy het gevas, liewe vriende, so hy's honger.
En die duiwel weet, dit is 'n menslike behoefte, liewe vriende, daar's mos nog nou niks verkeerd met brood nie. En dan begin die vyand so met hierdie subtiele dinge, liewe vriende, lyk mos dan nou nie boos nie, hy begin met iets wettig, wat op sigself nie verkeerd lyk nie, as hy sê, maar, U is die seun van God, sê vir die klippe, hulle moet brood raak. Hoekom kan hy dit nou nie doen nie? Met ander woorde, wat kom sê die Satan vir Jesus? Hy kom sê, gebruik jou mag man, los jou probleem self op, jy het mos nie vermoë. En vriende, hier sien ons hoe versoeking werk. Dit val jou aan, nie vir altyd met iets skokkends nie, nie met iets sondigs nie, want wat is te verkeerd met die brood in klippe te verander? Dit sê maar net, liewe vriende, jy's okay, dit sê, jy kan self dit sê, jy hoef nie te wag nie, dit sê, jy hoef nie regtig te vertrou nie man, doen maar sommer net die ding. Jy sien, liewe vriende, die probleem lê nie by die behoefte nie, maar in die manier waarop hierdie behoefte bevredig word. Die versoeking was nie om die brood te eet nie, maar die versoeking was om onafhanklik van die Vader te leef, om onafhanklik van God op te tree, om God se wil en tyd te omseil. En dit is wat baie keer met jou, met my gebeur. Subtiel kom hy na ons toe. Liewe vriende, subtiel trek hy ons weg, dat ons net nie God se wil doen nie. Maar Jesus antwoord met die skrif. Hy sê, mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En met daardie antwoord kom Jesus en hy kom bevestig sy afhanklikheid bo selfstandigheid. Hy kom kies vertroue bo selfverlossing. Hy kom sê as ware my lewe word nie net deur fisiese behoeftes bepaal nie, maar deur my Vader se wil, kom sê Jesus. En liewe vriende, hier raak dit baie prakties vir jou en vir my. Die eerste versoeking in ons lewens is dikwels nie 'n groot morele verval nie. Dit is gewone dinge. Dis gewone dinge soos geld en werk en sekuriteit en voorsiening en besluite oor die toekoms en die vyand fluister vir jou en vir my, jy kan dit mos self doen, man. En dan kom sê Spreuke vir ons in 3 vers 15 en kom herinner hy ons daaraan wanneer hy kom sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Die Satan kom sê vir jou, man, jy kan mos na my emigreer, jy hoef nie te luister, die man, dis mos nou, gebruik net jou kop, man. As mos nou niks aan verkeerd nie, soos by Jesus, niks is mos nou verkeerd met die brood, ek sê net, die klippe moet brood raak, wat is nou verkeerd aan? Wat is nou verkeerd om net jou verstand te gebruik en te emigreer? Die probleem is, liewe vriende, dit is nie God se ek sê nie, dit is nie God se wil nie, maar kom ons sê, dit is nie God se wil, dit is heel moontlik teen sy wil, maar jy het nie vir God loop vra nie, so wat kom sê dit, kom gee net so 'n versoeking op jou pad, en jy gee toe daan, en jy gaan oor see, daar val jou huwelik uit mekaar het, en alles loop verkeerd, en jy verstaan nie, hoekom nie, omdat jy van die begin af nie God se wil gesoek het nie, so hierdie versoekings kom dikwels in hierdie klein goedjies na ons toe. Prakties beteken dit dat ons oor gewone goed moet bid, liewe vriende. Ons moet bid oor kos en ons moet bid oor finansies en oor kontrakte en werksgeleenthede en besluitneming en rigting. Wat is die rigting wat ons moet ingaan? Ons moet nie God net gebruik vir groot krisisse nie. Ons moet leer om hom in die alledaagse oomblikke te vertrou, om sy wil te volg in die klein goedjies in die lewe. Want uiteindelik gaan versoeking oor hierdie een vraag. Gaan ek myself onderhou? Gaan ek my eie denke volg of gaan ek God vertrou? En Jesus wys vir ons, liewe vriende, ware lewe lê nie in brood alleen nie, maar in die hart wat volkome op God vertrou. Alhoewel hierdie versoekingkie so onskuldig lyk. Die tweede versoeking is nog meer subtiel. As die eerste een oor fisiese behoeftes gegaan het, dan kom die tweede een nou en hy's geestelik vermom. Nou haal die duiwel selfs die skrif aan. Die duiwel neem Jesus daar na die tempel toe en hy sê, as jy die seun van God is, man, jy is mos die seun van God, as jy nie, spring af. Daar staan geskrywe en haal hy so met die psalms aan, ek ken die Bybel ook, hy sê, hy sal die engele bevel gee en gaan nie, en hulle sê op jou hande draai, man, jy sê nie voet stamp nie, jy sal die seer kry, jy spring af. Dit klink so vroom, dit klink so godsdienstig, liewe vriende, hy praat van God se beloftes, dit klink amper soos geloof, nee. Wat is manipulasie wat soos geloof lyk? Die versoeking is, bewys dat God getrou is, dwing hom op te tree, sit hom onder druk om sy belofte waar te maak. Dis die versoeking. God bewys dat jy getrou is, bewys 'n bietjie vir my. Dis nie vertroue nie, dit is toetsing. Dis op die proefstel.
Dis nie geloof nie, dit is vermetelheid. Daarom antwoord Jesus weer met die skrif, jy mag nie die Here jou God versoek nie. Jesus verwys vir ons, liewe vriende, dat die skrif nooit teenskrif gebruik mag word nie. Jy kan nie die een vers vat om ongehoorsaamheid te regverdig nie. Dit is nie waar dit gaan nie. Ware geloof buig onder God se woord. Dit manipuleer dit nie. Mense probeer dit vandag nog doen. Mense sê baie maklik, God sal verstaan. Maar hy het tog al baie duidelik met jou gepraat, né? Mense sê, ek voel vrede daaroor. Maar daardie besluit bots met die skrif. Mense sê, God wil hê ek moet gelukkig wees, man. Hoekom moet ek nou dit doen? Maar hulle ignoreer wat hy oor heiligheid sê. Dis baie subtiel, né? Hierdie goed klink geestelik, dit klink reg, dit klink selfs Bybels, maar dit skuif God se woord eenkant wanneer dit nie by ons plan pas nie. En daarom moet ons vir mekaar kom sê, geloof vra nie, hoe kan ek God kry om my plan te sien nie? Dis nie geloof nie, vriende. Dis nie geloof nie. Ware geloof vra, hoe kan ek binne God se wil bly, te alle omstandighede, altyd? 'n man het eenmaal getuig dat hy as jong mens van God 'n teken geëis het. En die teken wat hy geëis het was, hy het gesê, die lig moet flikker. En dan sal hy weet, God is daar vir hom. En toe niks gebeur het, hy weggestap. En later het hy gesê, ek het God probeer toets in plaas daarvan om hom te vertrou, sê hy later. Want op daai stadium toe hy weggestap het, wou hy sommer weer klaar wees met godsdiens. Daarom sê Deuteronomium 6:16 so duidelik, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En prakties beteken dit, liewe vriende, ons moet vra vir leiding, ons moet nie eis vir bewyse nie, ons moet gehoorsaam wees, ons moet nie die hele tyd met God onderhandel nie. Dis wat dit sê. Die derde versoeking is miskien die mees herkenbare een, vriende. Dis die versoeking van die kort pad, né? Sukses sonder gehoorsaamheid. Die duiwel wys vir Jesus al hierdie koninkryke van die wêreld en sê, man, dit alles gee ek vir jou, al wat jy moet doen is jy moet neerval aan my aanbid. Met ander woorde, jy kan nie die kroon kry sonder die kruis, Jesus. Jy kan heers sonder om te ly. Jy kan regeer sonder om gehoorsaam te wees. Dit is die kort pad. En die ironie is, Jesus sou in ieder geval koning geword het. Die koninkryke sou in ieder geval aan hom behoort het, maar nie op Satan se manier nie. Nie deur 'n aanbidding van die bose nie, nie deur 'n kompromie nie. Die pad van die Vader loop deur gehoorsaamheid. Ja, gehoorsaamheid selfs tot aan die kruis. En vriende, hierdie versoeking leef vandag nog baie sterk. Ons sien dit elke dag prakties. CV's word opgeprop. CV's word gemaak, jy lyk nie diskant 'n engel, maar die CV is nie regtig waar nie. Ons sien hoe mense uitgevang word deesdae, en so sien ons op die TV ouens wat CV's instuur, maar dit is nie naaste by wie hulle is nie. Belasting word so effens aangepas, stories wat verdraai word, net dat die persoon 'n bietjie beter kan lyk, verhoudings wat geheim gehou word, omdat dit nie die lig kan verdra nie. En die kort pad fluister al die pad, net hierdie een keer, niemand sal nie weet nie, jy moet net vinniger vorentoe kom. Olimpiese atleet wat sy medalje verloor het weens sy gebruik aan verbode middels, liewe vriende, het jare later erken dat die druk om vinniger te wen sy oordeel skeef getrek het. En in daardie oomblik het die kort pad soos die enigste oplossing gebruik. Die resultaat was vinnig, maar die spyt het baie langer gebly as hierom. En dis wat kort paaie doen. Kort paaie gee dikwels vir jou en vir my vinnige resultate, maar die nagevolge is lewenslang. Daarom waarsku die Paulus vir ons in Galasiërs 6:7 wanneer hy sê, 'n mens maai wat jy saai. Dis 'n geestelike beginsel wat nie omseil kan word, liewe vriende. Wat ek jy vandag kies, het gevolge vir môre. Jesus antwoord die derde versoeking baie ferm. Gaan weg, Satan. Want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen. Hy kies aanbidding bo ambisie. Gehoorsaamheid bo gewildheid, integriteit bo onmiddellike sukses. En dit bring ons baie naby aan onsself. Jy sien, vriende, as 'n geleentheid jou integriteit kos, is dit nie seën nie. As jy God moet verloon om dit te kry, dan kom dit nie van hom af nie. Lydenstyd begin in die woestyn, maar dit eindig in oorwinning.
Jesus het versoeking weerstaan en hy loop saam met ons in ons alledaagse versoekings, by die werk, by die huis, op ons fone, in ons gedagtes, in ons verhoudinge en in ons besluite. Vriende, wanneer versoeking kom, onthou wie jy is. Gebruik die woord soos Jesus. Kies die lang pad van gehoorsaamheid soos Jesus, al is dit 'n kruis nodig. En vertrou dat God se krag genoeg is vir daardie tree wat jy vandag moet gee. Amen. Here, dankie dat ons so saam kan wees. Here, dankie vir Jesus se voorbeeld in die woestyn alreeds, waar hy uitgeput is, na 40 dae se vas, niks geëet nie. En waar hy eenvoudig gehoorsaam is aan U. Here, help ons om gehoorsaam te wees aan U, te alle tye. Amen. Vriende, gee nou geleentheid vir die dankoffer. Zapper of SnapScan kan julle gebruik. Julle kan ook 'n EFT maak. Ons bank is Absa Bank. Die takkode is die generiese 163205. Ons rekeningnommer is 3270140547 en die rekening se naam is NG Kerk Sonnekus. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag. Vriende, en vir julle te vra om ten bloede toe weerstand te bied in die sonde en sy mag. Teen jou duiwel. Wat se versoekings daar ook aan jou pad, maar vriende, ons weet versoekings kom alledaags op ons pad, of elke dag partykeer op ons pad. En mag jy in 'n lewende verhouding met God staan soos ons waarde sê, mag jy in die voetspore van Jesus volg, mag jy toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk, sodat ek en jy nie in die versoeking kom nie. En wanneer ek in die versoeking kom, vriende, bid tot God, dat hy jou help. Sê vir 'n vriend of 'n vriendin, help my, bid saam met my, sodat die versoeking kan wyk. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy nabyheid ervaar, en mag julle inderdaad sy teenwoordigheid en genade ervaar. Amen.